maar as dit kom by hoe jy dink oor lewe, hoe jy dink oor jouself, hoe jy dink oor verhoudings, hoe jy dink oor geld, hoe jy dink oor jou roeping, hoe jy dink oor jou drome, daai tipe goeie sit ons baie keer lank met 'n wêreldse siening en nie onder die nuwe bestuur, die Here se siening hê. So laas het ek gepraat oor hoe jy denke kan vernuwe, maar hier is ons iets wat ek vandag oor wil praat, en dit is 'n geskenk wat die Here vir jou bring, die oomblik wanneer hy 'n nuwe bestuur is. Elke liewe Christen onder die son, hierdie is iets amazing, en baie keer vergeet ons hiervan, soos 'n goeie herinnering, in 2 Timoteus 1 vers 7, staan daar, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek onthou jare terug, toe ek nou dink in hierdie vers, toe was daar 'n nuwe bestuurskywe by die kerk waar ons was. Een van die bestuurslede het bietjie rusie gehad met die hoofpastoor en hulle bekleierye en dit draai toe baie sleg uit en dit soveel so dat hierdie bestuurslid bedank het. En op hy oomblik roep die gemeenteleier ons en sit ons almal so neer en sê okay julle, hier is die nuus. Daai oom het ou bedank, maar julle moet net weet, sê hy vir ons, dat dit eintlik nie hy was wat so streng was nie. Dit was eintlik nog al die tyd ek en julle sal sien, as julle nie julle werk doen nie, dan was dit ek. En ons almal kyk om so en sê, wow, hier is nie lekker nie. Hierdie ou is besig om ons almal bang te maak, hierdie ou is besig om 'n nuwe bestuurstrategie te hê, en dit is terrible, dit behoort nie in kerk nie, maar toe kom hierdie vers, en ek dink myself, hier kom die God van die heelal, en hy sê, okay, hier is bestuurskywe, en wat hy wil doen is nie vrees nie, wat hy wil doen is nie jou bang maak nie, wat hy nie wil doen is jou geïntimideerd laat voel, of nie vergenoegd laat voel, of nie genoeg laat voel nie. Trouwens, hy gee vir ons 'n gees, nie van lafhartigheid nie, maar van wat? Van krag, van liefde, van selfbeheersing. Nou ek weet nie vir jou nie, maar ek is dankbaar dat die Here kyk hier na ons en sê, weet jy wat, jy beter jou saak reg kry en jy beter dit doen en jy sal sien, dit was eintlik nog al die tyd ek wat seker gemaak het, jy is dit en dit en dit en dit. Hy kon dit doen. Is enigiemand saam dankbaar dat ons God van die heelal na ons kyk en sê, weet jy wat, as daar iets is wat ek wil hê vir my kinders, is dit 'n gees van krag. Hulle kan dinge deursien. Hulle het 'n manier om dinge deur te maak. Hulle het 'n krag hier binne in hulle om dinge te kan bewerk op planeet Aarde. Hulle is nie lui nie, hulle lê nie rond nie, hulle is nie hulpeloos nie, hulle is nie onkreatief nie, hulle is die kreatiefste skepings, want hulle is in my beeld en in my gees is daar by hulle. Enigiemand dankbaar vir die Here se krag? 5 van ons. Fantasties. Ek doen wat van liefde? As daar een ding is waarvan hierdie wêreld nog nodig het, is liefde, julle. Ons sukkel met hierdie in die wêreld. Ons is so vinnig om mense se foute raak te sien, so vinnig om af te kyk op ander, so vinnig om net te sê nee vir mense. Waar God gee ons 'n gees, vol van liefde. Ons sien God in ander mense. Julle weet hoe special is dit? Dit is kosbaar. Maar dan hierdie ene, die een van selfbeheersing. En ja, die Here gee hom nie net sodat jy moet ophou koekies eet nie. Dit ook. Maar hierdie woordjie van selfbeheersing is baie groter as net hou op koekies eet. Sê nee vir daai suiker. Dis baie wyer as dit. Hierdie selfbeheersing, as jy gaan kyk na die oorspronklike betekenis, dan gaan dit oor 'n helder verstand. Om gedagtes te hê wat nie geklatter is nie, wat nie vaag is nie, wat nie wonder maar waarheen is ek op pad nie en waarmee is die Here besig of wat is die Here se wil in hierdie omstandighede nie. 'n Helder verstand is 'n skoon verstand en jy weet jy's in lyn met die Here. Dit praat van 'n gedissiplineerde verstand. Iemand wat weet wat die Here verwag en het die vermoëns om homself so te posisioneer om dit te doen. Dis mense wat geseënd is, wat hierdie tipe verstand het. Maar kom ons praat nou hieroor. 'n Helder verstand is een van die grootste geskenke onder die son. Ek onthou die oomblik toe ek die Here ontmoet het, as 'n jong 16-jarige, sê hierdie verteenwoordig jou verstand. En die oomblik toe jy
die geloof gekry het om te glo, maar God is nie net 'n wese daar bo ver in die hemel nie. Hy's 'n Vader wat vir jou lief is, en deur sy seun, sy offer aan die kruis, maak hy jou skoon. Nie net maak hy jou skoon nie, maar hy maak jou vol. Hy maak jou nuut. Soos ons laasweek genoem het, waar Paulus skryf, in Christus is jy 'n nuwe skepping. En dit tel vir jou hart, en dit tel vir jou verstand. En ek onthou daai keer, toe ek die eerste keer 'n helder verstand ervaar het. Ek was so oorweldig deur die Here se goedheid, dat oral waar ek gegaan het, het ek geredeneer uit die goedheid uit. Ewe skielik het ek baie meer liefde vir mense gehad, want ek het besef hoe lief het God my gehad. Dit het net direk uitgevloei, my verstand was helder. Ewe skielik het ek genade gehad, wat ek voorheen nie gehad het nie, want my verstand was helder, want ek besef hoe genadig die Here is teenoor my. Ewe skielik is ek nie daar om alles te wil beheer in lewe nie, want ek besef, maar God is in beheer, en ek hoef nie te wees nie. En die oomblik toe my verstand helder geword het, was daar hierdie vryheid wat saam met dit gekom het. Kan een van julle saam met my net terugdink aan daai oomblik toe jy die Here beleef het, waar jy skoongemaak was, en waar jou vol gemaak het, en jy 'n helder verstand beleef het? Dit was amazing. Dit is een van die grootste geskenke, wat God vir al sy kinders gee. Maar hier is wat ons vandag moet besef, is dat 'n helder verstand is een van die mooiste geskenke, kosbaarste geskenke, wat God ooit vir jou sal gee. Maar 'n helder verstand kan jou ook hinder. Hoor mooi, 'n helder verstand kan jou ook hinder. Maar hoe bedoel jy? Hoe kan 'n gedagte wat so gefestig is op die Here, hoe kan so iemand dan 'n hindernis beleef met dit? Waar kom dit vandaan? Dink gou saam met my. Jesaja 55 vers 6 praat hier oor 'n interessante konsep, 'n baie vreemde konsep eintlik, en hy sê, vra na die Here terwyl jy hom nog kan vind. Roep hom nou aan terwyl hy nog naby is. Nou die eerste keer toe ek hierdie vers gelees het, ek gedink Jesaja het way te veel wyn gedrink hoor, want Jesaja, dit maak nie sin nie. Hier is waar baie van ons val. Hier is waar van ons grootste geloofshelde al geval het. Jy sien, dit is die tyd wanneer jy die sterkste is, wanneer jy kwesbaar is om te val. Dis die tyd wanneer jou denke die helderste is, waar jy minder kan begin vertrou op die Here, want jy voel nou so goed, so nou is ek op 'n goeie plek. En ewe skielik, omdat jy skoon is, nou kan die eie ek begin bietjie meer fokus kry. En dis presies wat ons geloofshelde gebeur het. Hulle het nie geval toe hulle op hulle swakste was, hulle het geval toe op hulle beste was. Maar sodra ek en jy verkeerde gewoontes het, dan is daar net iets binne in ons denke wat val. Is daarom nie so erg nie. Trouwens, dit lyk eintlik mooi. Nee, ons kan leef met hierdie gewoonte is nie so sleg vir my nie. Ag man, hierdie TV wat ek kyk, dis nie so bad nie. Weet jy wat, hierdie seks sien, man, ons verdra het net, ons stem eintlik mos nie eintlik mee saam met dit, maar dis okay. En een klein druppeltjie het 'n massiewe effek oor tyd. Die gesprekke wat jy het in jou verhoudings. Paulus sê, moenie laat daar vuil taal uit jou mond uitkom nie. Moenie op afguns praat oor ander nie. Al hierdie goed is om ons denke te beskerm wat die Here vir ons gegee het, maar tog doen ons dit. En elke liewe keer is daar net bietjie gif wat inkom. En is klein, maar het 'n massiewe effek. En dis waarvan ons vandag sit. Man, my verhoudings is nie so sleg nie, Morney. Man, dit is nie slegte mense in my lewe nie. Hey, maar hoe help hulle jou denke skoon nou? Hoe praat hulle oor die Here? Hoor jy Bybel uit hulle uitkom? Hierdie is belangrike goed om te noem. Bid jy saam met hulle?
Hoe gaan dit met hulle harte? Hoe gaan dit met hulle denke? Hoe gaan dit met hulle huwelik? Pas op vir die gif wat die vyand wil bring. En so hou Paulus aan. En hoe doen ons hierdie, sê hy? Hy sê nie, jy doen dit deur voor jou klerekas te staan en 'n rympie te sê, en dan trek jy jou klere aan, en dan sit jy jou wapenrusting so aan, nie. Nee, dis 'n goeie kinderkerk manier om die Bybel te leer ken. Maar hoe doen ons dit? Deur gebed en smeking, sê hy. Jy gaan na God toe, en sê, Here, ek was vandag baie naby, dat ek nie in die waarheid gebly het nie, Here. Ek het saam gepraat, saam gelag, saam my besigheidsdeel gedoen wat ek nie moes nie, Here, saam hier, saam gedaag, Here, asseblief, Here, hou my in die waarheid, beskerm my, Here. Gebed en smeking is hoe jy dit doen. As jy voel jou hart is beknop en angstig, jy kort vrymaking, sê die skrif, hoe doen jy dit? Bid daaroor. Here, asseblief, ek het die vrymaking nodig, is borsharnas, Here, my hart voel nie lekker nie. Here, asseblief, kom wys my net weer wie jy is. En in dit is daar helder verstand, is daar vrymaking. So my vraag weer eens wat ek gevra het in die begin is, waarmee maak jy jouself vol? Hoe lyk jou hart, hoe lyk jou denke op die oomblik? Hoe lyk dit as dit kom by jou verhouding met God, by jou identiteit, by jou huwelik? Hoe lyk dit as dit kom by jou werk, jou roeping op aarde? Wat is vol in jou denke? Want iets wat ek weet is, die duiwel gaan altyd kom pla. En sonder ons wapenstoerusting gaan ons val daarvoor. Julle ken mos die duiwel se stem. Hy vra altyd 2 vrae. Nommer 1 is regtig. Het God regtig jou vergewe? Is God regtig lief vir jou? Is jy regtig nou 'n Christen? Want joh, jy draai jou rug maar baie op die Here. Jy noem jouself 'n Christen, maar regtig kyk hoe lyk jou denke. Kyk wat se gewoontes jy het. Jy kom sit in kerk, maar gisterand het jy gesyp, pornografie gekyk en jy regtig. En die ander een is wat as? Die taal van vrees. Duiwel wil jou altyd bang maak. En al hoe ons wegbly van die wat asse en die regtig stemme van die vyand, is gebed en smeking.